Ek groet julle geliefdes. Ons is nog besig om na Eksodus te luister en vandag lees ons Eksodus 15 verse 1 tot 21. En saam met dit lees ons Openbaring 15 verse 2 tot 4. Eers Eksodus 15 vers 1 tot 21. Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog verhewe is. Perd en strydwa het hy in die see geslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, hom roem ek. Die God van my voorvaders, hom prys ek. Die Here is oorwinnaar in die stryd. Sy naam is die Here. Die strydwaans van die Farao en ook sy leer het hy in die see geslinger. Die keer van Egipte se offisiere is in die Rietsee gedompel. Watermassas het hulle oordek, soos 'n klip het hulle in die dieptes afgesak. U regterhand, Here, gedig in sy krag. U regterhand, Here, verpletter die vyand. U is hoog verhewe, u vernietig wie teen u opstaan. U laat u toorn woed, dit verteer hulle soos kaf. U wind het gewaai, die water dam op, strome staan regop soos 'n muur, watermassas stol in die hart van die see. Die vyand sê, ek sal hulle agtervolg en inhaal, ek sal die byt verdeel, ek sal my sin kry, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle verslaan. U laat u wind waai, die see oordek hulle sing soos lood in die magtige waters. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van die wonderdade. U het u regterhand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk. Deur u trou het u die volk gelei, wat deur u verlos is. Hulle deur u krag gebring na u gewyde land toe. Die volke het dit gehoor en hulle het gesidder. Angs het die bewoners van Filistia beetgepak. Die stamhoofde van Edom was verskrik, die magtiges van Moab vreesbevange. Al die bewoners van Kanaan was lam geskrik. Vrees en angs het hulle oorval, u magtige dade het hulle laat versteen, toe u volk deurtrek, Here, toe die volk wat u eie gemaak het, deurtrek. U het hulle ingebring, u het hulle geplant op die berg wat aan u behoort. Here, u het 'n plek vir u troon voorberei. U hande, Here, het 'n gewyde plek gereed gemaak. Die Here regeer tot in ewigheid. Waarlik, toe die perde van die Farao met strydwaans en bemanning die see ingegaan het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond daardeur gegaan. Miriam, die profetes, suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboeryne agterna geloop en gedans. Miriam het vir hulle voorgesing, sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is, perd en ruiter het hy in die see geslinger. En dan lees ons Openbaring 15 verse 2 tot 4. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die Lam. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Dit is die woord van die Here. In reaksie op hulle verlossing sing Moses en die Israeliete 'n loflied tot die Here. Hulle weet dat hulle redding net moontlik was, omdat die Here groot en almagtig is. Die Israeliete se redding was ook net moontlik as gevolg van God se oordeel. In hierdie geval het hy die Egiptenaars geoordeel. Dit is nodig omdat God regverdig is. Omdat God regverdig is, moet die sonde in die wêreld gestraf word.
ook ons sonde. Ons sonde se straf is deur Christus gedra en so is ons gered. Maar ongelowiges se sonde moet ook gestraf word en hulle betaal self daarvoor. In Openbaring lees ons baie van God se oordeel en in Openbaring 15 lees ons ook van die lied van Moses. Weer staan God se volk by 'n see, die see van glas. Weer sing God se volk die lied van Moses, wat ook die lied van die Lam is. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God Almagtige, reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom en u aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Maar hierdie lied in Openbaring 15 en die lied van Moses in Eksodus 15 het nie dieselfde woorde nie. Hoekom word hierdie lied dan die lied van Moses genoem? Hoekom word dit ook die lied van die Lam genoem? Die woorde stem nie ooreen nie, maar die inhoud stem ooreen. Die lied in Openbaring 15 en die lied van Moses in Eksodus 15 gaan oor God se regverdige oordeel. Dit is ook die tema van die lied van die Lam. Die Lam, dit is Jesus Christus, is vir gelowiges geslag, sodat ons vrygespreek kan word van God se regverdige oordeel. Oor en oor sing gelowiges dus van God se oordeel en hoe hulle bevry is daarvan. Op die manier waarsku God die wêreld teen sy oordeel en roep hy mense om in Jesus Christus as die enigste verlosser te glo. God gebruik sy kerk om sy oordeel aan te kondig en om mense tot bekering te roep. En ja, ons is nie almal predikante en sendelinge nie, maar elke gelowige is 'n getuie. Getuig dus van alles wat Jesus Christus vir jou gedoen het, hoe hy jou gered het van God se oordeel, omdat jy deur geloof deel het aan Jesus se verlossingswerk. Kom ons bid saam. Almagtige en ewige God, ons besef dat U volmaak en regverdig is. Ons besef dat U oor die sonde oordeel. Dankie dat Jesus Christus die oordeel in ons plek gedra het, sodat ons vrygespreek kan word. Vergewe ons waar ons teenoor U oortree het en lei ons om tot U eer en soos U kinders te leef. Ons doen voorbidding vir ons huisgesinne. Ons vra dat U ons huwelike sal seën en dat U ons kinders sal bewaar van die bose in hierdie wêreld. En help ons as ouers om ons kinders so op te voed soos U dit wil hê. Ons bid ook vir ons hospitale en die werk wat hulle doen. Seën die werk van ons hospitale, die personeel daar betrokke, geef hulle wysheid ook in die besluite wat hulle neem. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Koning en Verlosser, Jesus Christus. Amen.